En dan gaan we met graag met jullie gasten bedanken. Welkom en Debbelduiden, dank jongens. En laatstens mijn kinders, Flopsy, Pikey, mijn schoondochter Chardonnay en mijn vrouw Molly. Dankie vir julle liefde en ondersteuning. Sonder julle sou ek nie die salesman of the year shit, ek het my maat gegee. En dan natuurlijk een paar flippende mensen van wie ek glad nie wil bedank nie, soos hy Bitterbek Boerta en 3 spies. Hoe jou sterretjie, Saggie, ons moet ry, ons moet jou ma nog ook gaan optel. Waar staan jy hier in Durga? Jy is ons prins laat, man. Ek het nou net gedink hoe dit sou voel om salesman of the year te wen en toe raak ek opgewonde. Is het? Maar kry klaar, ons moet ry. Hier is my ja. Veel en het voel. Een speech voorbereid en alles. Net om genomineerd te wees, is klaar en jy. Nee, ek wil wen. Ek gaan wen. Dis my beurt en ek het het voorgekom. Hy wisseltrofee en hy baadjie is myne. Moet net nie by my kom grens as jy nie ben nie. En ek hoop net die kos gaan beter wees as laas jaar. Daai fancy prawn cocktail was af. En die hele aand onsmaaklik na jy weer 'n keer verloor het. Ma, is dit nou nodig om so negatief te wees? Ja, dis my geaardheid. Moet asseblief nie vir my ma sê nie. Dis nie jou ma nie. Ag ma, moet asseblief nie my aan. Ja. Ja, shut up, liewe ma. Shut up jy. Shut up, ma. Toe self ons. Shut up julle albei, ek rol sommer hierdie flippin kraan. Bietjie meer, ek is dors, is anyway verniet. Daar's water op die tafel ook, ma. Dis daar vir jou, soos almal weet. Dit vat dit een drankie om sekere mense te treur om van die wa af te val. Ma, asseblief. Goeienaand dames en here, vriende en kollegas. En natuurlik ons CEO, meneer Wimpie Wessels en sy gade mevrou Marie Wessels. En dan sy edele die minister van vervoer, Nkosi Sikelumba en sy verloofde Lerato en sy gades, mevrou Sikelumba, mevrou Sikelumba en mevrou Sikelumba. Ja nee, dit gaan lekker, né? Ma, sip het, asseblief. Die nominasies vir verkoopsman van die jaar is Jack Presley van Parow, Sam Musa van Durban, Joel van Benoni, Ogila Majola van Tshwane en Horst Versaghi van Johannesburg. En die wenner is Onthou, dis 'n eer om genomineerd te wees. Die eerste gat, ek wil wen. Ek het my speech reg en alles. Weet. our salesman of the year for 2012 is Fukile Majola. Geluk ou maat, maar dit is onmoontlik. Ek het baie meer batteries verkoop as hy. Miskien is dit nie die enigste kriterium. Wat anders dan? Affirmative pop in action. Maar ek het meer batteries verkoop as hy. Always the bridesmaid, never the bride. Shut up, liewe net ma. Thanks. What a night. En hierdie jaar kry die wenner ook 'n checkie van R10,000. Wat? Bliksem. En die wisseltrofee. Wow. Ah, thank you. It just keeps getting better and better and better. Wow. I'm the man. Woo! Ek dink dis nou tyd om te waai. As jy laf, die mynkos gaan nou bedien word. Ek is nie honger. Ek weet u wag almal vir die hoofmaal, maar daar is nog een toekenning. Die goue battery.
Yes, peoples, the Golden Battery Award. Ek is gatvol vir batteries. Ek wil kamer voor. En nou, dames en here, vir die eerste keer in F1 batterye se geskiedenis gee ons vanaand die goue toekenning vir die verkoopsman van die dekade. Nie alleen kry die wenner hierdie smaakvolle trofee en die baadjie nie, hy kry ook 'n week se vakansie vir 2 oor see, wat sakgeld insluit en 'n besoek aan ons nuwe batteriefabriek in Holland. Ek vat jou 'n badge. 'n affirmative gaan dit ook doen. Ja, seker. Waar's die wyn? And the Salesman of the Decade Award gaan aan niemand anders nie as ons superverkoopsman van Johannesburg, Wors Visagie. Seker jy het reg gehoor? Ja, dit is ons. Is Wors Visagie hier? Weet enige iemand of Wors Visagie hier is vanaand? Ja, meneer, hy is. Ek is sy vrou. En ek is die klein pryswenner se ma. En waar is Wors? In die levy. Sal iemand asseblief vir Wors in die levy gaan roep? En nou, dames en here, and now, ladies and gentlemen, our salesman of the decade is niemand anders nie as die super salesman van Johannesburg, Wors Visagie. Dames en here, hier kom hy, the man of the moment, Wors Visagie. Baie geluk op Wors. Dankie. Baie dankie. Gelukkig word. Dankie. Kry die man se baadjie aan. Die mikrofoon is joune. O hel. Ek het my speech in die lobby gegooi. Sê maar net wat op jou hart is. Ek het baie meer blerry batteries verkoop as daai fokkie. Ons weet dit is hoekom jy hierdie toekenning kry. Dames en here, die salesman of the decade, Wors Visagie. What a night. Hierso. Drink dit. Waar is die koerant? Hy klein snotkop het weer in die swembad gesmy. Weet, ek reken ek moet 'n glaskassie laat maak. En dan kan ons dit in die voorhuis teen die muur monteer. Agter in jou werkswinkel waar jou vriende dit kan sien. Of beter nog, by die werk waar jou customers dit kan sien. Ek weet nou hoe Charlize gevoel het toe sy die Oscar gewen het. Mens voel amper in 'n soort trance. Mens kan dit nie glo nie. Mens voel half beter as gewone mense. Ons moet net versigtig wees dat mense 'n groot kop kry. Mens voel half langer as ander mense. Wat is die datums van ons oorsese trip? Wat? Dis volgende week. Ek sal onmiddellik môreoggend by die werk met verlof insit. My ma het so mooi gevra dat sy saam met my gaan. En jy oorweeg dit. Net as jou werk nie jou verlof wil toestaan nie. En ook al net eerstens as Melvin en na hom Neville ook nee gesê. Over my dead body, Visagie. Hardus het my ge-SMS. Pas se foto's in die koerant. Op die voorblad. Op die 3de bladsy van die sake gedeelte. Is ook okay. Sê vir Faitjie hy moet vir ons koerant by die garage gaan koop. Ons is al weer in die swembad. Sy moet sommer 5 koop. Ek wil dit uitknip en laat raam vir ons en my ma in die werk en so. 3 is genoeg. Dat ons dit nou nie oordoen nie. OK, 3. En dit? Wat? Die vliegkaartjies. Wat daarvan? Niks fout met daai Banana Airways nie, as dit is waaroor jy worry. My worry is die een kaartjie is besigheidsklas en die ander een is ekonomiese klaskaart. Die besigheidskaartjie is vir die trofeewenner. Die ander een is vir die persoon wat saamgaan. Wat is dit? Die ander persoon wat nie the salesman of the decade is nie. Verwag jy ek moet met my rug vir 11 ure in sardientjie klas sit? Huh? Eintlik is dit die verkeerde ding om jou vrou saam te vat. Dit was of sy of my ma, wat sou jy doen? My polse afsny. My ma is so kwaad vir my, sy weier om met my te praat.
My skoonma dreig om my gif in te gee en dis die myne rede hoekom ons nie meer daar eet. Ek sal my ma moet omkoop met een of ander troostprys. My cousin, Polly Pink Eyes, sy skoonma het hom met 'n mes gesteel. Miskien 'n paar dae in die cabanas by Sun City of so iets. Hy's 'n welder en kry sommer so 3 keer 'n maand aakhuis en dis hoekom hulle hom dit noem. Wat? Polly Pink Eyes. Ek sal dit op so 'n manier moet doen dat Molly dit nie weet nie. Wat doen? Die paar dae by Sun City vir my ma. Maar nou wat die hel het dit te doen met Polly se Pink Eyes? Huh? Jy weet vandat jy daai award gewen het jy baie verander. En as jy nou al so 'n windgat is, kan ek net dink hoe jy gaan wees as jy eers freaking overseas was. Beteken dit dat jy nie vanmiddag saam met my en Neville Naidu 'n afskeidsdrankie by die Lollipop Lounge gaan drink nie? Jy is seker lekker laf. Natuurlik moet ek daar wees. 'n Mens moet vir 'n mens dat Chommy bon voyage sê. Is dit so? Jy weet nie hoe gelukkig jy is nie. Die dames van die nag en die rook van boom is heeltemal wettig en so te sê compulsory in Holland. Holland? Hoekom Holland? Wel, my man se maatskappy, die wêreldberoemde Klaas Anderson batteryfabriek daar gekoop. Dit is skrikkelik moderne, komputers en robots doen omtrent alles. En hy moet dit gaan besoek en 'n verslag daaroor skryf. Het jy jou man nie toekenning gekry het hy jou seker heel eerste bedank? Ja, natuurlik. Wat het hy gesê? Ag, die gewone dankie en hoe hy dit nie sonder die liefde en ondersteuning van sy vrou kan doen nie. En so aan. Die blikskottel is vergeet om jou te bedank. Hy wou dokter, maar dit het in sy speech gestaan, maar toe het hy dit per ongeluk weggesmy. En jy moet maar vir jou 'n goeie boek saamvat. Dis 'n lang vlug. 11 ure. 11? Met die verskriklikste rukwind en turbulensie oor Midde-Afrika. Laat daai massiewe jumbo jet wobble en skud soos 'n ou wasmasjien. Seker dan nou nie al die pad nie. Toe ek en vroulief in Junie Parys toe was, het ek die stoute skoene aangetrek en vir ons albei 'n paar uitskop slaappilletjies voorgeskryf. En toe slaap dokter dwars die turbo wat se naam? Turbulensie. Menslik die pilletjies so 'n halfuur voor jy aan boord gaan. En as hy vliegtuig opstyg, is jy vas aan die slaap. En jy word eens wakker as jy laat in Europa. Sal dokter vir my ook 'n paar van daai pilletjies kan voorskryf? Ag, bewors, hy's fisiek nie roties oorvlieg. Net vir ons. Ag, maar miskien maar 'n paar van my ook. Ek mag jy eintlik nie. Dis 'n skedule 6 medisyne. Amper so sterk soos narkose. Ek is jammer, maar ek sal nie kan voorskryf nie. Dit is reg dokter, ek verstaan. My man het aanbye. Né? Nie alle verskriklikste fundamentvratte. Maar ook hoop. Maar op asseblief so stem op 3:29. Ek praat nie met jou nie. Vir jou is jou vestroutjie met belangriker as jou eie ma. Maak asseblief die deur oop, ma. Ek het nie baie tyd nie, ek moet nog terug aan werk toe. Is jou werk ook belangriker as jou eie ma? Ek het 'n verrassing vir ma. Stel nie belang nie. Ek het vir ma 'n week geboek in die cabanas by Sun City. Let die wind wat die deur so toeklap. Kom in. Sun City. Cabanas. Vir volgende week wanneer ek en Molly weg is. Jy bedoel wanneer jy lekker oor see is. En hier's maar se ete vouchers vir breakfast en dinner, een vir elke dag. Daai dik madam gaan seker met haar ronde bas in sakeklas sit, terwyl jy wat die toekenning gekry het in economy moet krepeer. Molly het rugprobleme, ma. Omdat sy so dik is. Hier's maar se retourbuskaartjie. Faatjie sal maar na die busstop toe vat en weer kom haal. Op sy skooter. Met my maatskappykar.
Wat van lunch? Maar daai breakfast is so groot. Maar as jy nie nog middagete ook wil hê nie. Sorry, ek kan nie gaan nie. Oor die lunch. Wat verwag jy moet ek daar gaan doen? Om die dam stap? In die kamer gaan sit en 'n boek lees? Ek kan nie so toe gaan sonder 'n cent spending money nie. Sakgeld. Spending money. Jou klein instrument hooligan. Probeer jy my wragtig omkoop? R2000. Jy en Ronde Molly, moenie by my kom kla as julle daar tussen die kaaskoppe gaan frik van die koue nie. Ekskuus. Moenie my pla as ek by Sun City ontspan nie. Ek sit pragtig myself min af. En sê jy vir Faatjie, as hy 1 minuut laat is om my na die bus toe te vat, gee ek vir hom 'n snotstollende kopklap. Sjoe! Ek is seker daar is oral apteke in Amsterdam, maar hoef nie maar die hele apteek saam te vat. Jy weet nooit wat jy gaan nodig kry nie. Ek sweer, as die douane dit alles in ma se handbagasie sien, gaan hulle ding maar smokkel met drugs. Nou wees nie. Beloof my net dat jy dik gat in Charmenay jouself hier in my huis gaan gedra. Ek wil nie terugkom na varkop toe nie. Slike chillpil, ma. Ons is mos al mooi groot. En geen parties nie. Of as 'n hartespogel hier oorslaap, sal die hel los wees. Ontspan maar net en geniet die vakansie. Jou verdomde pa moenie vanaand laat met 'n drankasem hier aankom nie. Ek gaan nie vir hom pak nie. Hoekom gaan pa aankom met 'n drankasem? Daai flop en kom en personeel by jou pa se werk gee mos vir hom 'n afskeidsparty met koek en tee. Dink ek stupid. Natuurlik gaan daar drank by betrokke wees. Moenie self voet se charger vergeet nie. Gaan maar baie mis. Ons op SMS daarmee, jy kan my enige tyd SMS. Voel eens maar die hele tyd of ek iets vergeet het. Maar het. Wat het ek vergeet? Vir my. Sorry my skat, dis my senuwees wat my so laat babbel. Dis okay. Ma mag maar opgewonde wees. Ek glo nie ek of jou pa gaan vanaand 'n oog toe maak nie. Probeer asseblief. Hierdie huis se mure is so dun soos papier. Gross! Oh, please, get a room. Is ma al klaar gepak? Nee, my ma pak nog. Hoe ver is die kos? In die oond. Ons kan eet sodra pa by die huis kom en jy die tafel gedek het. Miskien moet ons nie vir pa wag nie. Daar's 'n afskeidsfunksie by sy werk. En ons almal weet wat dit beteken. Wat? My pa slaap vanaand vir op die rusbank. Julle, ek dink nie daai party van ons is 'n goeie idee nie. My ma is klaar agterdogtig. Dit is 'n goeie idee. Shut up jy nou net daaroor. Shut up jy. Shut up jy. Shut up jy. Shut up julle al twee. Op hierdie stadium kan 'n baba alles hoor wat mense sê. Then we should leave it talk in English. Oh, yes, that's a very good idea. Highly artistic. This is a class act. Top class at all. Hierdie goeie kan enige plek in die wêreld optree. Hulle is beter as daai cherries op the naked news. Baie beter. Highly professional and all, eh? Freaking amazing. Nog 'n ronde van dieselfde polisie koffie asseblief, juffroukie. Hey manne, ek kan nie te lank hier vashak nie. Nee, ek moet nog gaan pak en julle ken vir Molly. Daai order is vir die loopdop, okay? Okay. Wat het ek julle gesê? Hallo skattebol. Nie vir my skattebol nie. Waar die hel is jy en wat is daai musiek? Wat se musiek? Daai raserige musiek wat klink asof jy in 'n flop nightclub is. Dis Neville's 'n boombox. Klim nou in jou kar en ry huis toe, Visagie. Of jy vergeet waar jou huis is. Ons het al klaar geëet en als. Ja, okay, ek sal nou ry. Moet net my loop dan laaste koppie koffie klaar drink. Nou, Visagie, ry nou. Jou pa soek vir my. Koffie, koek se gat. My gut feel sê waar hy nou is daar tequila en tert. Ag ma, wat as pa nou 'n ou afskeidsdrankie saam sy personeel geniet?
Nie pa of een van sy kollegas was al ooit oorsee nie. By sy werk is dit 'n very big deal. Hy Flop en Neville Naidu was al op 'n bootreis oorsee. Ma, dit was 'n dagbesoek aan Robben Eiland. Jou pa draai aspres om huis toe te kom. Hy wil hê ek moet begin worry en sy tas vir hom pak. Dis wat hy wil hê. Hy weet ek is op my senuwees. Die bliksem weer dit. As jy in Amsterdam land, tel jy die nommer op die foon. Dis die enigste nommer op die foon. Man sal antwoord en hy sal presies vir jou sê waarom jy het ontmoet. Klink baie ingewikkeld. Hoekom kan hy nie net soos 'n normale mens my by die lughawe wag met 'n naambord nie? Ek gaan nie die hele Holland agter 'n vreemdeling aan hardloop nie. Miskien moet ons dit liewer op 'n ander vlug doen. Volgende maand of so. Jy kan nie nou kop uittrek nie. Ons het al reeds vir jou die helfte van jou geld gegee. Ja, ek weet. En jy het dit seker al klaar weer uitgegee. Nie alles nie. Ek net skoene gekoop. 2 pare dis al. Geen wilskrag as dit by skoene kom nie. Kai, 4 pare. Wat is daai honde op die lughawe die kou kry, hè? Dink jy ons is stupid? Dis infolie, binne in moerkoffie met klingrek om. Aan die kante pas gewerk, jy kan niks sien nie. En die honde kan nie die kook deur die koffie ruik nie. Wat as die honde opgelei is om koffie te ruik, hè? Ja, wat dan, hè? Om mense te vang wat met koffie smokkel, hè? Is there a problem? We cannot afford to lose another consignment. That Dreadlocks episode cost us a fortune. No, there's no problem. Just a little pre-flight nerves, that's all. Hou op met jou stront. Vat die sak, sit vrouegoeder se make-up daarin en sit dit in jou tas. Toe. Vat. Kai, is nie nodig om my te vloek nie. Ek sal maak soos julle sê. Toe waai nou uit my kamer uit, ek moet môreoggend vroeg op. Let's go. En onthou, ons hou jou dop. Jy wil nie weet wat met jou sal gebeur as jy ons trap nie. Stand up strong and do your best now. Because you see the lady Africa. Motherfucker, misery on the line. Lady, don't follow, say you know the deep, the follow, say. If you like what you hear, now hear to me. Just open up to something here in the dark. This life's a house, one room, go down the bar. Just open up to something here in the dark. Hy het vragtig sy selfoon afgesit. Vanaand is hy hellos in hierdie huis. Jou pa soek vir my en hy gaan vir my kry. Ma, beloof my asseblief net een ding. En dit is? Maak nie saak hoe laat pa vanaand by die huis kom nie. Maar gaan nie laat hy op die rusbank slaap. Dis presies waar hy good for nothing drank asem gaan slaap. Nie vanaand nie, ma. Ma en pa moet saam wees. Môre is julle vir 11 ure op 'n vliegtuig. Wat as iets gebeur? Trek onmiddellik terug wat jy gesê het. Ek is al klaar flop en senuweeagtig genoeg oor vlieg. Moet jy dit nie nog gaan vererger nie? Onse Vader wat in die hemel is. Ek weet jy is vreeslik streng en alles, maar ek beloof, dit is die eerste en die laaste keer wat ek so iets sal aanvang. Ek het al so baie keer vir mooi dinge en vir al skoene gevra. En niks gekry nie. Kan ek nie net een keer eers iets verkeerd doen en dan om vergifnis vra nie?
Hallo, skattebol. Koffie en koek by die werk, né? Nee? My personeel het my mislei. Ek kan alles verduidelik. Vergeet van verduidelik. Sê my liewe reguit sonder om te lieg, waar was jy? Molly, dis eintlik 'n baie lang storie en ek moet nog gaan pak en alles. Ek het klaar vir jou gepak. Ai, regtig? Maak of jy verbaas is nie, ek flop ongeweet ek sal dit doen. Molly, jy is 'n goeie vrou. Net die beste. Ek is jou nie werd nie. Is dit? Ja, die beste. Ek sal onmiddellik gaan stort en dan op die rusbank gaan slaap. Want ek verdien om vanaand uit ons slaapkamer geskop te word. Ek is 'n slegte man. Ek is laer as slangbollie. Nog laer. Slakbollie. Sies. Hou jy liewer op bollie praat. Stort en gaan klim dan in ons bed. Is dit duidelik? Baie duidelik. Jy was by die Lollipop Lounge. Wie het dit vir jou gesê? Jy het, nou net. Molly is 'n goeie vrou. 'n Baie goeie vrou. Ek kan bid die grond waarop jy loop. Ag, shut up, Visagie! Kyk. Kadewol. Cozy lele, abri die blou van ons hier, man. Molly, Ja, wat? ek kan nie slaap nie. Ek flop en ook nie. Ek is so opgewonde oor môre. I've got bubbles in my tummy. Butterflies. Butterflies in my tummy. Het jy dit ook? Weet nie. Miskien so bietjie. Net 'n bietjie. Miskien moet ek vir ons hot chocolate maak. Of miskien moet ons lepel lê. Askies. Maar ek kan nie beloof dat ek hele tyd doodstil sal hê. Jou rowwe bliksem. Wat? 'n snotstollende kopklap. Hel, my ouma is streng. Nie so streng soos ek gaan wees as jy met my kar gaan rondry nie. Nooit. As ek Paul by die lughawe gedrop het, kom ek reguit huis toe. En ek sal net die kar gebruik as ek ouma na die busstop toe moet vat en weer gaan haal. Dis al. Dan verstaan ons mekaar. Is maar nog steeds te Helen vir Paul oor die Lollipop Lounge. Nee, ons het opgemaak. En ek sal dit verkies as jy nooit daai plek se naam voor die maan noem nie, okay? Okay. Maak jy klaar, ek moet gaan aantrek. Ons moet 3 ure voor ons vlug by die lughawe wees. Wat as daar 'n noodgeval is? Kan ek dan Pa se kar leen? Wat 'n noodgeval? Ek weet nie. Sê nou maar daar's 'n noodbraai by 'n chommie se huis en ek en Shermanay moet skielik soen toe. Kyk. 'n Noodgeval is net 'n noodgeval as daar pyn en bloed betrokke is, okay? Okay. En as jy onnodig met my kar gaan rondry terwyl ek oor see is, sal hier vragtig wanneer ek terug is, pyn en bloed betrokke wees. Wat se pyn? Jou gat sal brand. En bloed? As jy poep. Hulle sê dit is baie veiliger om te vlieg as om te ry. Natuurlik sal hulle dit sê, maar wie sê nou so stupid wees om al die pad Holland toe te ry met 'n kar? Ons steek jy liewer net op die pad. Raak maar nou nervus. Jy kan mos sien. Maar sal alright wees. Moenie net op die vliegtuig na 'n fliek kyk wat wys hoe Erie crash. Dankie, Charbonnet. Wanneer daai back mechanic se pille drink en niks sal verkeerd. Dit sien nie. Duiwel is lustig. Jy gesien wat is ons vlugnommer? Ja, BNI 6 iets.
66613. O, shit. Ek sê julle SMS van die Rusland. Julle maak nie van my huis 'n varkhok nie. Onthou om elke dinsdag die asblikke uit te sit en onthou om elke dag die posbus leeg te maak. Toe mos, sê hulle. Maak soos julle ma sê. En jy los my kar uit. Toe sê julle goodbye, ons moet baie. Bye, pa. Mooi Chardonnay. Baie pa. Monsieur. Bye, ma. Ek moet nou liewer nie op die Erie nafliek kyk nie. Baie ding gaan. Gedra vir jou, hè? Pa. Baie my meisiekind. Bye, Mom. Have a good time. Bye, my kind. Onthou my ooit af te sit die deure te sluit, hè? Oh, bye, Mom. Toe kom Molly. Aanjag nie slaapkop en nou was genoeg. Bye. Bye, gaan nou. Bye. Dalk moet ek sommer nou op pad huis toe die drank oplaai. Ek kan dit nie doen as ek my ouma busstop toe vat nie. Ek worry oor hierdie paar. Moenie. Dis die ideale geleentheid. Ons gaan nie sommer gou weer so 'n geleentheid kry. Oor 9 weke is ons baby. Dan gaan ek en my Dirk vir 'n hele paar maande nie kan party nie. Presies, dis ons laaste kans. Solank julle net weet, na hierdie party maak ek nie alleen spin. Okay. Verskoon my, ek verwag. Ek kan nie op my knie die vloer skop nie. Ek weet, maar hy kan. Ek? Ja, jy. Of bel ek sommer nou vir ma en sê vir haar alles. Koele klik back. Hy sal jou help skoonmaak, okay? Okay. Nou sê, hulle douanebeampte was net so onbeskof. Stamp die paspoorte met die een hand en eet fingerlicken chicken met die ander een. Kan nie vir jou sê hoe bly is ek om vir 'n ruk lank van hierdie land af weg te kom. Nou ja, dis joune. Ek's net so bly. Is dit altyd? Ek gaan enige oomblik aankondig dat ons moet kom. As ons dit reg time is ons oor 10 minute op die vliegtuig en oor 3 kwartier vas aan die slag. Maak nie saak wat se turbulensie daar oor donker flop in Afrika is nie. As ons wakker word is ons in Holland. George Scadable. George. Attention, please. This is an important announcement for all passengers traveling on flight BNA 66613 to Amsterdam. Your flight has been delayed by 2 hours. Thank you. En as jy so alleen hier sit? Ag, sorry. Ek is maar net... Eintlik weet ek nie wat ek is. Jy's 'n lugvaardin, hallo. Ja, ek weet dit. Dis net... Hoekom is ons vlug vertraag? Een van die vliegtuig se vlerke het afgeval en nou moet hulle dit eers terugplak met baie spesiale airplane glue. Nee man, Bokkie, ek trek jou been. Die baggage handlers is weer op 'n go slow. O, okay. Ek hou net nie daarvan as iets voor die vlug verkeerd gaan nie. Regtig nie. Ek like dit niks. Jy lyk so senuweeagtig soos 'n skooldogter wat uitgevind het sy's pregnant. Is jy pregnant? Nee. Nee, dis nie dit nie. Nou wat is dit dan? Ek's bang. Wat? Iemand jou al ooit gevra om iets wat eintlik 'n bietjie soort van wet. Hoe sê jy pregnant? Het ek gewig opgetel? Nee man, jy's nog net so flippend rietskraal soos die slapslet wat jy is. Thanks. Jy wou iets sê van onwettig? Ek wil dit nie doen nie. Ek sal al my skoene verkoop en die geld teruggee. Behalwe daai Jimmy Choos. Bokkie? Het iemand jou gevra om 'n pakkie oor see te vat? En vir jou geld aangebied om dit te doen? Lose it. Lose it nou. Wat bedoel jy? Verloor daai flippende pakkie in die naaste toilet. Raak ontslaaf van dit nou. Dis baie geld werd. As ek dit verloor sal daai ouens... Ek wil nie eers dink wat hulle met my sal doen nie. Toe maar, ek ken iemand in die valke wat jou daarmee kan help. Wat jy nou onmiddellik moet doen is, lose it. 23 van ons kollegas sit al klaar oor see in die tronke. Dink mooi.
Dis jou besluit. Onthou net, daar is 'n helse verskil tussen blond en plain stupid. Watter een is jy, Bokkie Botha? Moenie eens waag om te sit nie. Jy kat geskiet, Skattebok. Nee, Connie. Al 'n liter warm water gedrink en my vinger in my keel gedruk. Nou lekker. Probeer dit. Dit werk nogal. Ons het al lank gewag. Jy moes vroeër aan daai opgooi gedink het. Is dit hoekom het jy nie daaraan gedink nie, hè? Kom hier, Skattebok. Nog net so 41 minute en roep om te begin bol. Attention for all first and business class passengers traveling on flight BNA 6613, kindly proceed to your respective luxury lounges from whence we will board you via the VIP ramp. Thank you. Economy passengers, please just stay where you are. The bus is coming. Okay? Moet ek nou alleen na daai lounge toe moet? Is dit hoekom jy my maak sake klas vlieg? Dis jy wat dit gekies het. Man, moenie hare kloof. Dis al right wees, Skattebok. Dink net hoe lekker gaan jy in daai business class seat slaap. Boardingpass. Dis joune. K1 nee, dis myne. Joune is A7. Van my flop en Dr. Proctor Wurg. Wag vir my voor 'n groot rooi en wit blok. Die meeting area. Schiphol lughawe. Okay. Gaan jy nie op die vlug met my kom praat nie? Oomblik as ek wakker word. Bly staan. Loop op en af totdat jy aan boord is. Okay. Baie Skattebok. Ai bloksem. Sorry, Auntie. Whatever. Jy het jou handsakkie vergeet. Ons moet al die flop en water gedrink. Ja. Maak nie saak wat gebeur nie. Julle pla my nie op my vakansie. My selfoon gaan afwees. Pla jou ouers. Oor see. Sorg jy net liewe dat julle julleself verdra. Kyk nou voetjie. Waarvoor was dit, ouma? Vir wat jy verkeerd gaan doen nou dat jou ouers nie by die huis is nie. My pa vlieg nou al vir 2 ure. Dis seker al amper tyd vir chicken of beef. Ja, jou arme pa ingeprop in die ekonomiese klas. En jou ma met daai massief agterstewe in die luxe sakeklas sitplek. Uitgestrek kombinaat van haar rug. Ja! Somebody
Chicken or beef? Meneer? Meneer? Meneer, hoender of koei? Chicken or beef? Chicken. Wie se aansak is dit hierdie? Dis die pasiënten. Wat's fout daar? Lyk vir my soos 'n Audi. Wat's dit? 'n Overdose op een of ander drug. Op byt vas. Hierdie is 'n saak vir die polisie. We are by the farm. Yes. At the suspected 4711. Oh, 4711 hier by International Drop-offs. Ek wag net nie. Wat's dit? 'n Drugmule. Johanna was reg. 100% suiwer kokaine. Ek sweer daar sit weer 'n Nigeriese syndikaat agter die ding. Kyk, wat is die profiel van die drugmiddels wat hulle nou gebruik? Ja. Seksie jong poppies met 'n stywe. Nee. Een lyk soos 'n doodgewone middeljarige huisvrou. Met groot biesten. Haar paspoort sê Molly Visagie, maar dit kan ook vervals wees. Ons is besig met agtergrondchecks. Het iemand daar al gestrip search, want ek is skoubaar. Natuurlik het ons al klaar deursoek. En al die goed maar tag en bag vir die evidence store. Wat van 'n orifice search? Sy's ge-X-ray. Haar maag is uitgepomp. Birth canal search, colonoscopy en 'n ordentlike blou-seep enema. Blou-seep? Blou-seep bullet. Die hospitaal besnoei kos as hulle het nie meer geld vir setpille nie. Maar het sy nie protes aangeteken teen alles ding? Sy is so hoog op drugs. Dit lyk asof sy onder narkose is. Nie 'n klou wat met haar gebeur nie. Dit is 'n skande. Sy slaap in 'n af in 'n self. Ons sal oormôre met haar praat as sy heeltemal nigter is en geland het. Koffie of thee? Meneer, koffie of thee? Is ons al daar? Ons land oor 'n uur. Koffie of thee? Koffie asseblief. Jy het sommer deur die hele vlug soos 'n baba geslaap. Mag ek net gou gaan kyk of my vrou okay is? No problem. Shame, jy het gesê sy's ook op die vlug. Ons kon 'n plan gemaak het dat julle saam sit. Sy's in business class. O aarde. Ekonomiese passasiers mag ongelukkig nie verby daai gordyn nie. Net om vinnig te gaan hallo sê. Onder geen omstandighede nie. Ek kan vir haar 'n boodskap gee. Waar sit sy? A7, Molly Visagie. Vra of sy okay is en sê ek sê hallo met swinkies. Ek maak so. Waar die hel is ek? Wat het ek klere aan? Wat gaan aan? Hele lyfpyn. Ek was op die levy. Was ek dood? Nou nie hel. Hoors, is jy? Wat het gebeur? Ek het van my kop af. Ek het 'n nervous breakdown gehad. So stop 'n nagmerrie, ek gaan nou wakker word. Shit. Ek is wakker. Hoi. Hallo.
Is hier nog iemand nou buite? Hallo? Bliksems, antwoord my! Ewen, Tola, why are you making such a racket? Waar is ek? Where is I? In jail. Ek is veronderstel om in Holland te wees in Amsterdam saam met my man. Waar is hy nou? Saam met die oorsee. Hoe die hel het dit gebeur? Wat gaan aan? Hey, stop shouting. Or do you want to get into more serious trouble? Huh? Calm down. Hoe die hel moet ek? Mens maak jou oor toe op 'n toilet en as jy het oopmaak is jy net dronk. Ja, jy dink nog jy piepie. Toe poep jy. Meneer, daar's niemand in daardie sitplek nie. Miskien is hy in die lobby. Nee meneer, daai sitplek is al die hele vlug leeg. Wat? Waar is sy dan? My vrou moes daar gesit het. Het jy na die regte sitplek gekyk? Dis A7. Kalmeer meneer. Ek sal gou op die passasierslys gaan kyk. Span. Waar het jy dit toe gedamp? In die ladies saloon by die lughawe. Dis beter so. Ja, hier is dit. M Versagie A7. Dis die vrou vir wie ons gewag het. Sy het toe nooit opgedaag nie. Haar man dink sy's op die vlug. Hallo, sy is nie. Ons moes haar check-in tas uit die haltyd haal. Ek kan dit regtig nie vir hom gaan sê nie. Sal jy K51? Ek? Asseblief. Is al klaar effens omgekrap my lyk maar die soort man wat kan uitdak. Hy is in economy class. Ek werk net in eerste klas. Maar jy is die crew leader. So. Asseblief, Esther. Jy het baie meer ondervinding met voete op passasiers. Ek's professional. Ek sal dit doen wat teen my sin. K51. Ja, so kort dikkerige ou ballie. Ek was jare laas in common klas. Meneer Versagie. Dis ek. U vrou het ongelukkig al vlug verpas. Wat beteken dit? Dit beteken sy is nie op die vliegtuig nie. Nie. O, hel, sy moes aan die slaap geraak het. Ek het van gesê om nie te gaan sit nie. Hoekom het jy haar nie geroep nie? Ons het haar naam 3 keer afgekondig, so moenie jou stemmetjie dik maak vir my nie. Jy het nie 'n idee hoe die Helen Molly gaan wees nie. Nie 'n flippin idee nie. Meneer, kalmeer asseblief. Ons waarsku 'n passasier wat die vlug ontwrig net 1 keer en dan volg ons procedure. Julle procedure se gat. Molly gaan soos 'n bom ontplof. Bom gesê. Air-rage! Air-rage! Please fasten your seatbelts as we are about to land at Schiphol International. We trust you have a wonderful flight on Banana Airways. Thank you. Dankie. Ek weet nie hoekom ek so verskriklik honger is nie. Gewoonlik kan ek nie eet as ek ontsteld is nie. Well, I'm happy to see that you've come down. Why am I here? You don't know. No, I know nothing. That's what they all say. Everybody in prison is innocent. Nobody knows nothing. Kan jy asseblief vir my 'n foon gee dat ek my kinders kan bel? Hulle gaan bekommerd wees as hulle niks van my hoor nie. Want ek is geregtig om ten minste 1 oproep te maak. No, my sweetie. That happens only in the movies. Yeah, you're entitled to nothing. We can keep you here for 48 hours, no questions asked. Gaan julle my net nie los? You're due to see the magistrate tomorrow. He'll explain the charges to you. Charges? What's the charges? Hoekom eers môre? Well, they want you to sober up. To get the drugs out of your system. Op nachtmerrie. Wat 'n riller. Kom as ek so honger.
My bloody blopsie legs, ek heb jy se voor. Call again? Hey, Scully. It's your turn and all. As die kat weg is die Maharaja bang in charge. F1 Fitman Center, what's on your mind? Ja man, dis ek bos. Moenie het dan vlug gemis. En nou antwoord sy nie SMS'e op jy se voor. Hey Jetsetter, hoe's Holland? Was jy al by een van die Spice Cadet coffee shops? Melvin, asseblief. Ek is flippend vreeslik gestres. Molly, my ma, my kinders, niemand antwoord my SMS'e. Ry na my huis toe en kyk of Molly op tyd. Sê sy met my SMS. Of sy kan my by die hotel bel. Sy het die nommer, ek gaan nou soek. Ek sal vir jou op die hotel se nommer SMS. Dis Herberg Koerenaar. Het jy al van die kaaskop goose in die red light area genoot? Melvin, ek het jou hulp nodig, asseblief. Gaan ry na my huis toe, gaan praat met Molly. My geld is amper op en ek worry my frik hier in die flippend vreemde. Okay, moet net nie paniek nie. Leave it to me. Ek sal onmiddellik gaan check. Gaan relax jy nou by die hotel. Okay, bye. Can you believe it? Hell, die Molly is a piece of work. Sy het haar vlug gemis, nou kap sy vir Wors 'n total ignoration. Kan dit net nie vat, laat haar man dalk 'n good time mag hê. No way, Jose. Al wat arme Wors Visagie in Holland moet doen, is om oor haar te worry. It is to be expected. All wives end up being very spiteful and all. Nou moet ek haar breë boereboude gaan lek om haar man te bel. I hope you're meaning that figuratively, eh? Daai dik antie sal haar wat verbeel. Aren't you going to see Molly? Ek sal môreoggend op pad werk toe daar draai gaan maak. En vir haar sê hoe Wors die hele nag oor haar geworry het. Dis mos presies wat sy wil hê. Except, now he really is going to be worrying all night and all. As Wors nou die hotel se nommer SMS, sal ek hom bel. En vir hom sê Molly is te upset om nou met hom te praat. She needs more me time to calm down. En sy sal hom môre bel. Jolly good idea and all, eh? Julle, ek dink Paul vermoed ons het gisterand hier geparty. Hulle het nie 'n klou nie. Ek het 14 SMS'e van Pa afgekry. Is alles oukei? Wat gaan aan? Praat asseblief met my. Nou worry ek. Sulke goed. Wat sê dit vir jou? Hulle sal altyd worry. Dink ons is nog kinders. Ek het ook 'n hele paar gekry. Ek dink ons moet sommer nou die vure doodslaan. Ek stuur sommer gelyk na Pa en Ma se selfone toe. Alles by die huis is oukei. Niks om oor te worry nie. Geniet dit. Liefde, Faatjie, Shermanay en Blapsie. Pas hy. Daar gaan hy. Vompos Holland. Tutu, skrem nou. Ek en my beer wil alleen wees. Eintlik is julle twee nie veronderstel om in Male se bed te slaap nie. Eintlik is jy nie veronderstel om op die rusbank in Hardes Vogel se arms te slaap nie. Ek gaan so lank begin skoonmaak. Not really supposed to, but here's something for your headache. Oh, thank you so much. My kop is so deur mekaar. Ek voel of ek wil mal word.
Don't you know anything about my case? Nothing. One of the hawks has got your docket, but he'll come and question you tomorrow morning before you go to court. Hawks? Hoekom die valke? Because it's a very serious case. All I know is that you're some sort of a drug mule. Mule? Baie dankie, Melvin. Jy's 'n regte staatmaker. Ek weet nie wat ek sonder 'n vriend soos jy sou gemaak het nie. Faitjie het my vroeër ge-SMS dat alles oukei is by die huis. Ek voel sommer nou baie meer gerus. Molly sal afkom. Eintlik is dit nie te sleg om alleen te wees nie. Ek kan maak net wat ek wil. Die res van die dag en die nag is myne. Ek gaan nie eens môre na daai Klaas Anderson se batteryfabriek toe. Miskien kan ek vanaand so 'n bietjie window shopping gaan doen in daai rooierige area. Net kyk, want eintlik is daai verbode boude. Dankie maar, Holland.
Jy lieg so oortuigend, ek glo jou amper. Ek lieg nie, dis die waarheid. Dis ek wat nie kan glo wat jy my vertel. Wie sal so dier handsak in 'n toiletbak gooi? Ek het dit nou lig van dit per ongeluk daar laat val. Vergeet van al hierdie storieetjies. Sê net vir my wie vir jou die drugs gegee het. Dis al. Niemand nie. Pleit skuldig, aanvaar 'n plea bargain en draai staatsgetuie teen die drug lords. Ons vang die groot visse en jy kry 'n minimum vonnis, dalk net 'n opgeskorte een. Ek is onskuldig, punt. Kan ek asseblief na my man of kinders bel? Hulle moet dood wees van bekommernis. Miskien na jy in die hof verskyn het. Hoekom dan nie eens? Hoe stupid dink jy is ons? Die oomblik as iemand kontak kan jy 'n kodewoord sê en jou drug lords se tip of gee dat jy gevang is en dan verdwyn hulle. Tel jy dan? My arme man moet van sy kop af wees van bekommernis oor my. The state has indicated the possibility of a plea bargain. Therefore, a trial date will be decided on at the pre-trial in this court on Friday. That is, this Friday, Friday the 13th. The accused, that means you, Madam Dragmule, must be here with your attorney. Your bail is set at 20,000 rand. Next case. Verskoon my, kan ek nie... Is that not enough for you, madam? Do you want me to make it more? Nee, hoogheid, kan ek net asseblief van my kinders laat weet waar ek is? Well, that's for the arresting officer to decide. Next! Julle is flop en streng. 30,000 rand. My ma is in Holland, saam met my pa. Apparently not. Jou mammy het die vlug gemis. Ja, sy is nie op daai area gewees nie. Dis onmoontlik. Dis hoekom jou papi my hiernatoe gestuur het. Want julle almal gooi hom my ignoration en antwoord nie sy SMS'e of die huisfoon nie. Die foon was van sy mikkie af. Ja, want julle het mos hier obviously lekker te kere gegaan. Hallo? Dis Sakkie Beileveld van die Valkie. Wie's jy? Hæ? Dis Blapsie. Is jy Molly Visagie se dogter? Ja, oom. Jou ma is hier in 'n sel by Kempton Park se polisiestasie. Sy was op die lughawe gearresteer. Hoi oom. Waarvoor? Julle handsak vol drugs. Wel, oom. Ek het vir my ma gesê sy moenie 'n hele apteek saamvat nie. Is dit so? Julle kan haar kom uitbuil as julle die geld het. Dis R30,000. Goodbye. Bly skuldig en draai staatsgetuie. Glo my, dis al kans wat jy het. My ma's gearresteer. Vir wat? Drugs. Wat die hel gaan hier aan? Jou ma is gearresteer vir drugs. Goeie bliksem. Ons moet onmiddellik vir pa laat weet. Haar byl is R30,000. Waar gaan ons daai tipe van geld kry? Wow. Julle ou toppie is vanoggend op 'n factory toe. Right? En ons het officer daai nommer hê. Ons moet met hom hieroor praat. Let me handle this. Hallo, Cheryltjie. Dis Melly. Ek soek hy Kaaskop Klaas Anderson se batteryfabriek in Holland se nommer. Everything here at Klaas Anderson's kragtige batterijen is robotic or computer controlled, untouched by human hands. This is the Boss 8 buffer stock. It can store up to 300 cell sets ready to be inserted into the casings should there be any hold-up in the line. Yes, right. We on the edge of technology. We is still packing the casings with human hands. Black hands. On to our latest innovation.
The post burner. It burns a perfect boat every time. Oh, sorry. It's my mother. She's on holiday in Sun City by the cabanas. Ach, Elmo! Is everything okay? Yeah, sure. Well, on to the Intercell welder. Een dringende oproep, telefoon voor de bewustvisagie uit Zuid-Afrika. In het kantoor van de toezichthouder alstublieft. There's an urgent phone call for you. Said my Mars is here. Hello. Follow me. As jy staan, sit liewer pel. Jou vrou is gearresteer. Hoekom? Het sy die K-woord gebruik? Nee, nie so erg nie. Sy is by die lughawe gevang met haar hele handsak vol drugs. Ja, maar daar is alles voorgeskrewe medikasie. En jy het gister vir my gesê Molly is by die huis. Jy ken my mos. Jy kan nie alles glo wat ek sê nie. Jy's nie 'n pelse gat nie. Waar's Molly nou? Sy is toegesluit in 'n polisiesel in Kempton Park. En sy kan bail kry. Maar nie een van ons hier het 'n los R30,000 nie. Ek vlieg onmiddellik terug Suid-Afrika toe. En hier's iewers nou groot fout. Anything wrong? My vrou is gehad. She is very sick. Oh, and say in the ziekenhuis. I'm sorry, but I have to ride now. Oh, no. No, you can't. I still have to show you the lead smelter. The lead smelter se gat. I beg your pardon? Julle flippin loodjie smelter so Hollandse foefanjol. Kaaskop, go get a haircut. Jy lyk soos 'n drol. En julle maak kak batteries. Pak gekry het. Het maar vir die polisie gesê. Hoor, maar niemand glo my nie. Ek glo vir ma. Ek ook. Ek ook. Ek weet nie, ek ken Antie nie so goed nie. Gedra van julle. Ek is verby breekpunt. Ek kan nie nog 'n naggie slaap nie. Dis presies so iets wat my sal trigger om weer te begin drink. Is dit wat julle wil hê? Nee, ma, kalmeer asseblief. Pa het gesê hy vlieg onmiddellik terug. Hy het van niks geweet nie. O nee, het hy my nie gemis toe ek nie in die lughawe van Holland opdaag nie. Maar ek weet nie wat het daar gebeur nie. Pa kan seker verduidelik. O ja, hy sal verduidelik. Hy bliksem sal baie mooi moet verduidelik. Kry my hier uit. Dis wat ons wil doen, ma. Maar nie een van ons het R30,000 nie, Antie. What? 2100 hours. That's 9 uur at night. Have you nothing vroeger? More early? Okay. Book me then. Thank you. Wat die hel gaan ek tot dan doen? My senuwee sal dit nie kan hou nie. Jou instrument hooligan. Doen onmiddellike internet transfer. Al my geld is op. Jou ma. Ek weier. Moes geweet het sy gaan flip en daar dobbel. Nou, wens ek het daai back mechanic se pille by my gehou. Dis presies wat ek nou nodig het. 'n Goeie anesthetiek. Pa sê die gouste vlug is môre aand 9 uur en dan moet ek hom oor môreoggend by die lughawe gaan optel. Beteken ek moet nog 2 nagte hier bly. Ek kan dit nie doen nie. Ek sal vragtig 'n nervous breakdown kry. Maar as daar iets anders is wat ons kon doen, sou ons. Ons sal ma môre weer kom besoek. Nee, ek nie. Ag, shut up, Bardes. Pa sê hy gaan 'n noodlening by sy bank organise. Dan moet ek hom vinnig huis toe vat, laat hy die geld optel om ma te kom uitpyl. Dis 'n nagmerrie. Dis 'n ruller. Visagie het hierdie keer te ver gegaan. Hy sê hy voorboet. Mamma, dis mos nie pa se skuld nie. Nie alles nie. Moenie met my stry nie. Vandat jou pa daai trofee gewen het, is hy nie meer dieselfde man nie. Is daar nie iets wat ons nou vir ma kan bring nie? 'n Vars onderkleur uit die ouder en chocolates asseblief. Nou is daar 7 soorte hel los, I'm telling you. What are you telling me? Cheryl Chief van Head Office tune my. Die kaaskop baas van die battery factory in Holland het gebel. Wors het hulle supervisor glo liderlik gevloek en toe sommer net gewaai. I don't like cheese. It's too stinky and all.
Waar val jy uit die boom uit? Ek praat van wors en jy respond with stinky cheese. I don't like your tone of voice and all. And I don't like your face and all. Are you being a racist? No! Just honest. Pass me the 15 spender. Please. Vos, wat doen jy? Breakfast is served. Thanks. You seem to have mellowed since you've seen your kids. I have, but I had a horrible nightmare about my husband last night. Oh, this is the place where nightmares are made. I dreamed that Bliksem was cheating on me with Hollandse Terte. I'll be ready for him when he gets back tomorrow. He'll have a hell of a lot of explaining to do. Well, so have you in court. I'm flopping innocent. Yeah, sure. And so is everyone else dressed in that fashionable orange outfit. Ek kon gisteraan nie 'n oog toe maak nie. Ek het die hele nag net gelê en worry oor ma. Ek kan nie wag om uit hierdie hel uit te kom nie. Die hele tyd waar daar soveel gedagtes in my verstand het, vlug my kop vol bars. Ma sal hierna beslis vir terapie of berading moet gaan. Dalk ons hele gesin ook. Eers na ek jou verdoemde pa teen intensive care gesit het. Ma moenie so kwaad wees vir pa nie. Nie alles is sy skuld nie. Dis nie al klaar sy kant. Nee ma. Maar pa is baie bekommerd oor ma. Hy SMS my aanhoudend, al van vroegoggend af. Is dit? Ja, en alles gaan oor ma, hoor 'n bietjie. Sê vir jou ma, ek is baie lief vir haar. Sê vir jou ma, sy is die enigste een in my lewe, regtig. Jou ma is my alles. Ek mis my Molly. Ek bly getrou aan my vrou. Molly, ek is baie lief vir jou en net vir jou. Ek sal dit nooit weer doen nie. En laastens, ek haat Holland. Sien maar nou hoe erg voel pa oor ma. Ja, ek sien dit. Dit en baie meer. Hoe nou? Al wat jou pa gaan hoor, as hy uit sy koma uitkom, is die ICU suster wat vir hom sê, "Lees stil meneer Visagie, jy het baie seer gekry." Papa, ek is so bly om pa te sien. Ek is net so bly om by die huis te wees. Hallo pa, hier's groot kakpa. Ek weet. Moenie worry nie. Ek gaan dit uitsort. Faitjie, gaan sit my tasse in die kamer. Plopsie, gaan pak klere en skoene vir jou ma. En gaan maak jy vir my 'n lekker sterk koppie koffie. Put to move it! Nee, dankie Hansom, ons sal so maak, hoor. Ja, sien jou môreoggend. Toedeloe. Wat sê hy? Hy
sê jy moet glad nie woonstap toe gaan nie, moet sommer by my slaap vanaand. Hy sal môreoggend vroeg met jou daar kom praat. Dankie tog. Ek is so nervus, ek het nie nog die hele tyd so bietjie. Sakkie het gesê ons moet seker maak niemand agtervolg ons nie. Goed. Alles wat ma sal nodig hê, is hierin. Pa, kan ek asseblief saamkom? Natuurlik, julle almal kan saamkom. Hier is die huisleningpapiere. 'n Blerrie goeie ding ek het destyds 'n accessbond gevat. Anders sou ek nooit op sulke kort kennisgewing soveel kontant in die hande kon kry nie. Dis 2 ouens hier buite wat pa se kar wil wegsleep. Wat? Wat die hel gaan nie aan? Is jy wors Visagie? Ja? Hoe daai antie gesê? Die synige instrument hooligan. Hak my kar af. Dis jou mommy, Ella Visagie. Ja, wat as sy is? Hak my kar onmiddellik af. Rapsie gaan bel die polisie. Dit sal nie nodig wees nie. Ons is albei polismanne. Hierdie is ons spare time job. Debt collection. Maar hierdie kar is betaal. Dit is 'n maatskappymotor. Dit behoort aan my werk. Maar jou ma het jou kar verpand vir R10,000 kontant by Spiros se pyntjieswinkel. Net buitekant Sun City. Goeie bliksem. My ma kan dit nie doen nie. Dis 'n maatskappymotor. Wel sê het. So, kom betaal die geld plus rente en wet en jy kry jou kar terug. Die adres is daar. Klim gearbox, laat ons ry. Nou het my ma te flip en ver gegaan. Wat nog kan verkeerd gaan? Hoe gaan ons nou vir ma gaan haal? Ons vat haar kar. Ons het ons sleutels weggesteek. Kom die hele huis al deursoek en ons kry nêrens nie. Ek kan die stres nie meer vat nie. Moenie worry nie. Ek sal 'n plan maak. Hou almal asseblief net op by. Your bail has been paid. Guess who's come to fetch you? Vos! My vasvos! Kry my uit hierdie hel uit! Ek sal my skatte vol. Jy is die enigste vrou vir my. Net jy, regtig. As dit! Hoe nou? Bliksem, jy probeer van by om my te verduidelik. Nee, maar ek sal. Wat ons jou net eers hier uitkry. Rapsie het vir klere ingepak. Dan trek dit aan dat ons kan huis toe gaan. Wag buite. Okay. Don't even try and argue. Just apologize, say yes to everything, unless you have a very good medical aid. En dit? Ek moes 'n plan maak. Jy het jou kar se sleutels so goed weggesteek vir die kinders, ek kon dit nêrens kry nie. Ek kry nagter op daai ding huis toe nie. Waar die hel is jou kar? Dis 'n lang storie. Net nie vir my sê jy het jou maatskappymotor gaan verpand om vir my byl te betaal. Ja. Dit is presies wat ek gedoen het. Ek het my maatskappymotor verpand vir jou byl. Vir my? Ja. Jy partykeer onderskat ek jou. Vat my net huis toe. Coming together, baby, when you hold me, I feel sure we'll be forever. One touch of your hand, a lightning rod to my heart. Molly. Prokureur sê as hy vir jou môre in daai hof moet verteenwoordig, moet ons hom nou gaan sien. Hy het solank vir die polisie gevra om die aanklagte en die bewyse deur te faks. Moet jy nie net eers vinnig stort nie, jy is nog in dieselfde klere waarin jy gevlieg het. Ek sal stort as ons terugkom. Waar is jou kar se sleutels? Dis in my
Ek sal self vir jou bring. Ek wag vir jou by jou kar. Jou arme pa so breek. Ons almal is ma. My eerlike opinie is dat ons die opsie van 'n pleitooreenkoms ernstig moet oorweeg. Veral as ons net vir jou opgeskorte vonnis kan beding. Maar ek is onskuldig. Ek weet, maar dit is hoe litigasie soms werk. Veral in hierdie land van ons. Mens pleit skuldig en jy kom weg daarmee. Jy pleit onskuldig en jy beland vir 5 jaar agter tralies. Maar Molly sê mos sy is onskuldig. Ek sê dit nie net nie, ek is. Of glo jy my nou ook skielik nie meer? Nee, natuurlik glo ek jou, Skadebol. Die bewyse teen jou is oorweldigend. Maar het selfs kokaine in jou hare gekry. En nie my bloed nie. Nie kokaine nie, maar wel morfine. Dit was in daai pille wat daai dokter vir ons voorgeskryf het. Dis nog iets wat kwel. Ek het die dokter geskakel. En hy is bereid om onder eed te getuig dat hy aan nie een van julle twee medikasie voorgeskryf het nie. Wat? Dr. Proctor beweer. Hy het vorige getuie geweier toe jy hom gevra het om skedule 6 medikasie voor te skryf. Sien jy nou vir wat se agterbakse bankgat jy werk? Ek gaan hom nog bliksem, watch my. Nee, stadig hulle meneer Versage hier, dat ons nie dinge vererger nie. Mevrou, pleit skuldig. Terwille van jou man en kinders. Kan nie aanvul ek. Want ek kan nie vir die polisie sê wie die druglords is nie. Ek weet nie. Ek het my flop en handsak in die levy gekry. Mens moet eintlik nie goed uit 'n levy se bak uitvat nie. Dit is vol kieme. Siet, sharp liewer vos. Laat ons sien hoe dinge môre in die hof verloop. Maar as hulle vir jou opgeskorte vonnis gaan aanbied, gaan ek dit vat. Beter as dit kan ons nie onder hierdie regstelsel verwag nie. Veral nie as mens wit is nie. Maar dit het ek nie gesê nie. Kyk, dankies. Maak hom maar so. Kom ons vaai. Ja, dan ry ons sommer draai by jou werk. En ek daai back mechanics nie eens kan breek. Dis beter. En nou wie's dood? Jou bliksem. Jy het my byl betaal met 'n vergrote verbandlening. En jou ma het jou kar verpand vir flop en dobbelgeld. Wie het op my gesplit? Sorry pa, dit het net uitgeglip. Ag, is okay. Ek sou self tog een of ander tyd vir die antie moes vertel. En wanneer sou jy my vertel het van hierdie foto's op jou selfoon? Daai foto's is maar net 'n paar toeriste foto's en 'n bietjie van die fabriek en so. Visagie, terwyl jy in Holland was ek in die hel. Ek haat Holland. Wie, of miskien moet ek liewer sê wat, is hierdie twee terte? Wat 'n terte? Hier, op jou selfoon. Hierdie blonde maar gatsluit in die donker kop met die vieslike tattoos. Wie is dit? Molly, ek sweer ek het nie daai foto's geneem. Ek weet niks van daai foto's af nie. Mag ek dit sien? Nee, jy mag nie. Ek hou dit as bewyse in die hof. Wat 'n hof? Die skeihof. Hoe die hel kan jy nie hiervan weet nie? Hier wil jaar jy kalbas tussen hierdie twee kalgaterte terwyl ek aan 'n tronksel toegesluit was. Hier lê die een op jou bors. Hier dans jy saam met die ander een. Hier lê jy. Dis pornografies. Wat die hel is daar op jou bors? Waar? Onder daai flop en pleister. 'n Pitsweer. Is dit? Wie die hel is prettige doortjie en Famke? Dis iets wat ek graag ook sou wil weet. Die gepek, vroue verneker, egbreker, vark. Ek was deur hel terwyl jy jou gate uitgeniet het in Holland. Hierdie keer het jy te ver gegaan, Visagie. My geduld is op. I've had it. Niemand maak so 'n fool van my. Vat jou flop en goed en verdwyn. Ek het genoeg gehad. Voet ek het my huis uit. Voet ek voor ek jou vermoor.
Pardus. Ek het dalk 'n idee om my ma te kan help. Sal jy my asseblief nou dadelik lughawe toe vat? Ja, ek weet is al 6. Nee, dit kan nie anders nie. Want haar saak is 10:00. OK, maar kom nou. Ek wag by die hek. OK. Daar's dit. Nou moet ons net by security se kantore uitkom en hoor of hulle 'n opname het. Wat het jy daarna dink? Annetjie het vir my gesê, 'n mens moet nooit in Woolies skelm in jou neus skrap nie. Daar's oral security kameras. Kom. Sakkie! Ellen! Volg my. Sakkie? Dis Bokkie dis Sakkie. Hy's van die valke. Vertel hom jou storie. Ek gaan nie in die moeilikheid kom nie, nee. Nee, solank jy my dit alles vertel. Ek het nie baie tyd nie, ek moet net weer in die hof wees. OK, hierdie ouens, Eis en Gawie, wou ek mos vir hulle drugs oor see vat. Teen betaling? Ja, maar ek het nie die drugs op die vliegtuig gevat nie. Sy het dit gedaan. In 'n toilet se bak, handsak en al. Handsak? Hulle het die drugs in die kante van 'n handsak toegewerk. Skelm, hè? Dit was nie elke handsak wat soos 'n Luigi Vuitton inlyk nie. Ja, dit was 'n fake een. Hou my, jy's goed. Hy's goed, hè, Esther. Not too bad looking either. Wanneer presies het jy daai fake handsak in watter toilet gegooi? In the ladies' toilet, by the business class lounge. Flat on her back, lights out, with her footer sticking out from under the cubicle. Where was her head? Inside, on that handbag, like a pillow. We've heard all this before. Please don't waste this court's time. Have you anything relevant to ask this witness? No, not really, Your Honor. I would like to remind everyone that this is only a pre-trial of a trial within a trial to determine whether a plea bargain can be entered into. Now, can the state please proceed? I would like to, Your Honor, but my main witness, the arresting officer Sakkie, isn't here yet. Now, where the hell is he then? I don't know. Your Honor, may I approach the bench? You may. With my laptop? Yeah, the way things are going here this morning, I might as well just declare this bazaar open. My client's daughter has just brought me this surveillance footage from an airport security camera facing the ladies' loo in question. Yeah, that's a nice picture. Eh? What type of laptop is this? There, you can clearly see an air hostess entering with a handbag like that one. And there's my client. She looks pissed. Now, the air hostess exits. No handbag. Good-looking poppy, if you ask me. Now my client appears with a handbag, looking for the air hostess. Kyk hoe knip sy. This is funny, man. You should put it on YouTube. And there my client goes back inside, exactly as she said in her statement. This means... She's innocent. Stop alles net hier, edelagbare. Hierdie vrou is onskuldig. Yeah, I know. I just saw surveillance footage from an airport camera which the defendant's daughter brought for us. Something that you might have looked into. Ek het 'n staatsgetuie wat ons alles sal vertel. Plus 2 druglords wat op hierdie oomblik deur my eenheid gearresteer word. Thank you. But that's for another date and trial. As far as this case is concerned, Mrs. Versaghi, your criminal record will be deleted and you are free to go. Excuse me, Your Highness. Beteken dit dat ek my bailgeld gaan terugkry? Is geld alwaar jy dink, Versaghi? Gee jy nie eens om wat ek onskuldig is nie? Egbreker, vroue verneker! Hey, I won't tolerate this in my court. Wat hier verneek my met toe Hollandse hoere? Ek was so dik gerook van die dag, ek het nie geweet wat ek doen nie. Silence in my court. Out, the lot of you. Not so fast. On behalf of my client, I would like to lodge
a compensation claim for unlawful arrest, pain and suffering. Okay. Geluk, ek sien jou vrou is los. Waar het jy dit gesien? Die nuus het soos 'n bliksemstraal deur al die takke verspring. Ek moes dit verwag het. Ek sien jy het jou company kaart terug. Ek het van die builgeld gebruik en die res teruggegee vir die bank. En 'n bietjie teruggehou vir shopping. Net 'n paar onderbroeke en hemde en so. En ek moes R500 betaal vir 'n donderse traffic fine. Vir wat? Chatting on a cell phone whilst driving. Nee, riding on a scooter without a helmet. En jy gaan nie weer vanaand hier agter die counter slaap nie. Waar anders? Kom cabin daar by my, in my flat. Dit gaan nie lank wees nie, dan Molly afgekoel en dan sal sy jou terugvat. Thanks, ek hoop jy is reg. Ons is toe. Wat? Ja, ouwe. Dis jou ma. Shit! Faatjie moes al vanmiddag by daai busstop gaan haal het. Voor ma 'n woord sê. Ek kom maar nou by daai busstop optel en dan gaan ons twee praat. Sien jou nou op jou flat. See you later, alligator. Skikkingsbedrag sal voor die einde van die maand in jou rekening betaal. Ek het vir die staatstesourier jou bankdetails gegee. Baie dankie. Nou, so van skikking gepraat. Hier's my faktuurtjie wat jy dan ook maar kan skik. Tielik. Kan ons nou oor die skei saak praat? Ons kan, maar eintlik wil ek nie die saak aanvat nie. Wanneer of sê prokureur nee verwerk? Wanneer hy weet dis die verkeerde ding om te doen. Moet asseblief nie skei voor jy nie al die opsies oorweeg het. Maar wat is 'n vloek en opsies? Hy het my verneek. Ek's gatvol vir sy ma. Mevrou Versaghi, jy's deur 'n helse ervaring. Jy wil dit miskien nie erken nie, maar jou denke word beïnvloed deur posttraumatiese stres. Moet asseblief nie nou belangrike besluite neem. Gaan sien hierdie vrou. Praat met haar. As jy nou nog wil skei, kom sien my. Savannah Wessels, huweliksberader en holistiese terapeut, maar sy klink nou weirdo. Nou, sy is 'n bietjie anders, maar beloof my jy sal gaan sien. Sommer hierdie week nog. Asseblief. Ek kan in elk geval nee sê vir jou, bloody job. Is klaar beter om jou te sien glimlag. Hi, is jy Molly? Ja, is ek klaar? Nee, kom sit. Ons het nog nie begin nie. En wat sê ons? Hallo Molly. Hallo. Molly, jy is veilig hier. Hier oordeel ons niemand nie. Almal wat hier is, sit met 'n huwelik wat op die rotse is. Martie, begin jy. Wat wil jy met ons deel? Hallo almal. Hallo Martie. My man het weer gisteraand na middernag papdronk by die huis aangekom. Ek het die kamerdeur se veiligheidshek gesluit want julle weet hoe hy kan wees. Ek het eers weer vanoggend oopgesluit na hy weg is werk toe en toe sien ek hy het die koffietafel stikkend geskop en op die rusbank opgegooi. Dankie Martie. Elsie? As jy nie omgee nie, ek wil nie eintlik vandag iets deel nie. Geen probleem nie. Kim?
That rubbish of a man I am married to. He has completely emptied our savings account and he has gambled away every single last cent. And now we can't even go on holiday. And I do not know what we are going to be doing with the twins' entire school holiday. Thank you, Kim. Susan? My man was die hele week nie by die huis nie. Hy het so te sê klaar by haar ingetrek. Ek weet nie wat gaan ek doen nie. Ek sal weer werkloos en ek sit met die 3 kinders by die huis en sal klaar nie geld vir kos vir die maand nie. Kan nie meer nie. Dis okay, Susan. Praat met my na die sessie, ek het 'n plan. Molly? Ek? Ja, jy. Sê vir ons wat vir jou en jou huwelik pla. Ons oordeel nie. My man het dagga gerook en my verneek. Met 2 terte. Ek wil hom vermoor. En in Holland nogal, lekker oorsee, terwyl ek nie... terwyl ek alleen by die huis was. Verneek jou man jou gereeld? Nee, dis die eerste keer waarvan ek weet. En hoe lank is julle al getroud? 26 jaar. Maar die wetter het my 'n week voor ons troue verneek met daai slet van 'n Sarie Bosman. Voor die troue tel nie as verneek nie. Drink jou man? Nee. Slaan hy jou? Nee, nog nooit nie. Does your Mugelman gamble? Nee, maar sy flop en maat dobbel. Werk jou man? Of amper 30 jaar al by dieselfde maatskappy. Hy laasweek het 'n trofee gewen vir Salesman of the Decade. Maar kan reg gebliksem wees as hy wil. Hy slaan die kinders, hy skop die hond. Hy lê by daai vieslike lollipop lounge rond, suip daar saam met sy pelle. En hy jag heeltemal kaal gat in die strate rond op my seun se skooter. En hy die name van daai 2 Hollandse tert op sy bors getatoe. Hy het die pietige doortjie en famke. En hy het die tanters by wie ek werk geheadbutt en sy neus gebreek. Ek voel eintlik so 'n bietjie van 'n fool. Moet hoor wat se probleme daai arme vrouens in hulle huwelike. Toe lieg ek om my huwelik erger te laat klink. Die huis is nie dieselfde sonder pa nie. Ek kan hom nie vergewe vir wat hy gedoen het. Pa was gerook. Hy self weet nie eens wat hy gedoen het nie. Dan kan hy na die vieslike foto's kyk. Ek gaan dit laat druk op al 4 grootte vir die hof om te sien. Ma, ek is baie lief vir ma. Ma, om hemelsnaam, flip and grow up. Ek voel soos 'n wurm. Ek skuld julle almal 'n verskoning. Ek het julle gelieg. Geen probleem. Sit, Molly. Hallo, Molly. Hallo. Jy moet nie worry nie. Almal lieg die eerste keer. Julle het my skaam laat kry. Ek het 'n baie goeie man. Hy slaan nie die kinders nie, hy skop nie die hond nie, hy drink nie, hy dobbel nie en hy werk baie hard vir sy gesin. Maar wat is dan die groot probleem? Kan hom nie vergewe vir wat hy gedoen het nie. Elke keer as ek aan 'n Hollandse sluite dink, word ek van voor af kwaad. Jy het die reg om kwaad te wees, maar moet dit noodwendig jou huwelik verwoes? Ek wil hom vermoor. Ons almal ken daai gevoel. Ek was ook nie by die huis toe hy my verneek het nie. Ek was nie tronk. Hy nooit. Vertel ons wel alles hoor. Regtig? Ja, jy moet hierdie ding uitpraat. Vertel ons alles van voor af. Alles? Ja! Plopsie, Wil pa huis toe kom of nie? het jou ma gesê ek kan? Nee. Maar ek weet wat pa kan doen om huis toe te kom. Wat, ek sal enigiets doen. Kom nou saam met my. Onmiddellik. Ek's net nou terug. Gedra vir julle.
So, weet ek nie wat om te doen nie. Molly, besef jy nie hoe gelukkig jy is om 'n gesin soos joune te hê nie? Ek besef dit, maar hoe kan ek dit alles regmaak? Vergewe jou man. Sal baie moeilik wees. As jy wil weet wat moeilik is, skuil. Jy het daai helse skikking gekry. Gebruik daai geld en vat jou man op 'n tweede honeymoon. Wys hom presies wat hy sal mis as hy weer met sy pote aan 'n ander vrou raak. Ek was nie eens op die eerste honeymoon nie, want ek was op die paal. Dis daarin, kamer 9. Okay. Toe gaan nou. Deel van menswees is om foute te maak. Nie een van ons is perfek nie. Ons almal maak foute. Dis hoe ons leer en groei en groot word. Hallo meneer, kan ek help? Is dit hier waar mense kom praat as jou huwelik op die rotse is? Dis reg. Kom sit. Hi, my naam is Wors. My huwelik is op die rotse. Hallo, Wors. Hallo. Ek wil julle nie pla nie. Maar daar's 'n paar dringende dinge in my huwelik waaroor ek moet praat. Praat. Ons oordeel nie. Jy's veilig hier. My vrou is die beste vrou op aarde. Ek is die vark in die verhaal. Ek het gesondig. Ek het egbreek gepleeg. En nou is ek bitter spyt daaroor. Ons almal maak foute. Soms is spyt te laat. Ek wil opmaak en haar graag op 'n witbrood vat wat sy nooit gehaat het nie. Nie vlieg nie, want ek glo nie sy sal weer op 'n aeroplein klim nie. 'n Romantiese bootreis of so iets. Net as jy geld bymekaar maak. Hoekom sê jy dit nie vir jou vrou nie? Dis wat ek probeer doen. Molly. Ja, Wors. Oh my word. Ek dink ek gaan huil. Ek was daai dag onder die verskriklikste stres toe ek hoor dat jy gearresteer was. En hoe die hel dink jy het ek gevoel, hè? Molly, nou is die tyd om net stil te bly en te luister. Yes. Zip your lips, woman. And let the poor man pour his heart out. Gaan aan oom Wors. Ek weet ek moes nie, maar ek het toe die minibar in die hotelkamer misbruik. En toe het ek sommer begin rook. Eers sigarette en toe van daai oorseese dagga, marijuana. En al wat ek daarna kon onthou, was dat ek wakker geword het tussen die twee vreemde dames. Terte. Okay, terte. Maar daarna so vuil gevoel, ek het my vir 'n uur lank in die stort geskrob. Molly, asseblief, vergewe my. Ma! Kom hier, jou rowwe bliksem.